is teaching the golden rule. Hersiening 2011. History and practical math. RSG, dis die een. Working your fingers right down to the bone. Goeienaand en baie welkom by Hersiening 2011 in die heel laaste program waarin ons ekonomie gaan behandel. Ek is Kobus Burger en vir die volgende sowat 3 kwartier gaan ons kyk hoe ons graad 12s so op die vooraand van die vraestel met 'n paar lekker wenke kan help. Ons het voorverlede week begin om deur die November 2010 vraestel te werk en vanaand sluit ons daarmee af. En sonder om julle met te veel nuwe inligting te bombardeer, gaan ons kyk hoe om daarom lekker kalm te bly en die ergste stres en angstigheid die hoof te bied. Maak dus nou al seker dat jy die pen en papier byderhand het om 'n bietjie notas te neem. Nou die persoon wat nog elke keer die angele uit ekonomie kan haal is Susan Maree. Baie welkom Susan. Goeienaand Kobus. Nou Susan is 'n onderwyser in ekonomie en rekeningkunde by Hoërskool Tygerberg in die Wes-Kaap. En Susan, ek het onlangs gelees dat dit glo heel goed gegaan het met die rekeningkunde. Ja nee, verbasend goed gegaan. Dit was eintlik 'n heel billike vraestel. Ek dink geen leerder kan kla dat dit moeilik was nie. Daar was vir almal iets om te kan doen. So hier en daar ietsiekie wat jy 'n bietjie meer moeite mee moes doen, maar regtig dink ek 'n baie makliker en billiker vraestel as verlede jaar se. So mense kan net uitsien na nog sulke vraestelle, né? Ja, nee, veral lyk my die wiskunde was bietjie moeiliker. Daarom sal ons nou maar hoop dat ekonomie ook 'n heel billike vraestel is. En dan baie welkom aan ons 2 graad 12 leerders, Roan Oosthuizen en Chrisanda Schneider. Baie welkom julle. Hallo. Nou julle is albei graad 12 leerders van die Hoërskool Linden hier in Johannesburg. Nou Susan, as 'n mens nou al begin so panikerig raak en voel alles is net te veel, waar kan 'n mens begin of op watter basiese stappe kan 'n mens nou terugval as jy voel, genade, daai vraestel lê om die draai? Kobus, die belangrikste ding is seker maar tydsbestuur en jy sal maar moet kyk hoeveel tyd jy tot jou beskikking het, want die ekonomie vraestel is nou die 16de November en dan moet ons nou maar kyk, dis nie ver nie, ons moet maar ons tyd dan indeel dat ons ons beste voorbereiding kan doen. So mens wil ook nou nie jouself oorweldig nie, maar jy moet besef daar is min tyd en dan as 'n mens na daai rooster of die tydsbestuur kyk, kan jy dan wel nog heelwat inpas op daai manier. Ja, ons moet nie dink daar's nou net 'n dag of soveel ure oor nie, ons moet nou maar net dink wat kan ons in hierdie ure doen. So ons wil teruggaan eintlik na November 2010 vraestel toe, maar ook dan net later in die program gaan ons kyk as 'n mens dan nou in die eksamenlokaal is, hoe kan jy byvoorbeeld met daai vraestel werk? So ons gaan 'n bietjie daaroor praat, wat is 'n paar basiese wenke as jy met die ekonomie vraestel voor jou sit. Maar Susan, kom ons kyk nou net weer na die November 2010 vraestel. Ons het nou so begin deur om werk, maar as ons kyk na afdeling C, dit is nou die lang vrae. Wat is belangrik wat 'n mens by die lang vrae moet weet? Die een ding wat 'n mens nou baie keer hoor is dat mens verwag eintlik dat die lang vrae wat in die vorige jaar gevra is, nie weer hierdie jaar gevra gaan word nie. Maar 'n mens moet maar versigtig wees vir dit, want toerisme is byvoorbeeld al 2 jaar na mekaar gevra. Maar kom ons kyk maar net weer na die afdeling C, want daar is 4 vrae wat uit elke module uitkom. En dan moet jy 2 kies. So 'n mens moet baie seker wees, wat is al die moontlike lang vrae wat uit makro-ekonomie byvoorbeeld kan kom. En as ons nou kyk na makro-ekonomie, is daar nou nogals baie lang vrae en 'n mens moet maar pas op om te spot, soos wat die kinders sê, want jy spot dalk nou net die een vraag en dan kry jy die ander een en dan het jy moeilikheid. So dis waar jy besluit, ek gaan nou net hierdie vraag se antwoord leer en dan vra hulle die teenoorgestelde ene. Ja, of jy leer ene en dan kry jy hom, maar hy's baie moeilik. Jy kan hom eintlik nie baie ordentlik of heeltemal goed beantwoord nie. En dan is dit amper beter dat jy 'n vraag het wat jy op kan terugval. So Susan, ook net die verskil byvoorbeeld, hier is nou opstel antwoorde en dan nie opstel antwoorde. Ja, ons het so in 'n vroeëre program van ons gesê dat jy kry hier 'n opstel antwoord en dan kry jy byvoorbeeld 'n memorandum of jy kry 'n brief wat jy aan een of ander minister moet rig. So 'n mens kry verskillende opsies hier vir die 50-punt lang vraag. So kom ons kyk na vraag 7, dit is dan nou 50 punte en daar's ook 'n tydsindeling, byvoorbeeld hulle sê hierso dat jy 40 minute aan hierdie vraag moet bestee. In November 2010 het hulle gevra,
As gevolg van probleme ondervind in die Departement van Openbare Ondernemings stuur minister Nomsa Dlamini 'n memorandum aan die personeel van haar departement om die noodsaaklikheid van die openbare sektor en die makro-ekonomiese doelwitte van die staat in besonderhede te bespreek. Skryf die memorandum namens mevrou Nomsa Dlamini en dit is dan 50 punte. Ja, en hierdie is nou 'n memorandum, Kobus, en nou moet ons kyk hoe lyk 'n memorandum, en ek wil net gou-gou weer vir die leerders 'n bietjie herinner, dat jy moet 'n opskrifie nou hê, sê nou maar dit Departement van Openbare Ondernemings, en hy moet sê dis 'n memorandum, en dan moet jy ook sê, aan wie gaan hierdie memorandum? Aan alle personeel, en jy moet ook sê van wie afkom dit, en die onderwerp. Dan moet jy soos 'n opskrif hê, wat is die onderwerp, die noodsaaklikheid van openbare sektor en sy doelwitte. Die datum is gewoonlik ook daar, so vir al daai opskrifies wil ek amper sê, of inleidende gedeelte van die memorandum kry jy punte. Gewoonlik 'n maksimum van 5 punte vir die formaat. En dan daarna, dan begin jy met jou feite, met die opskrif en dan die feite wat onder hom kom, soos wat jy hierdie ding dan behandel. So 'n memorandum het 'n ander inleidende gedeelte as wat 'n opstelvraag byvoorbeeld het. Roan en Krusanda, sal julle die vraag maklik kan antwoord? Ja, ek dink dis 'n redelike maklike vraag. Hulle het dit al 'n paar keer vir ons gevra in klastoetse en goeders. Al wat ek onseker is oor hoeveel punte gaan die inleiding tel, en is dit feite wat jy daarin moet sit? Moet jy net breedweg oor die onderwerp praat? Wat kom in die inleiding? Gewoonlik soos hierdie memorandum inleiding is nou natuurlik mos nou die vorm wat nou 5 punte tel, maar 'n gewone opstel inleiding, het hulle gewoonlik maar 'n maksimum van 3 punte. Dis gewoonlik die omskrywing of die definisie van die ding wat jy gaan behandel. So 'n inleiding het nou nie regtig, dit kan nie eintlik meer as 5 punte tel nie. Okay, nee, dis reg. Dankie. So dis maar 5 uit die 50 punte. Ja, want die slot, daar is ook nogals daar, en dit tel ook weer so 2 of 3 punte, en dan, soos ons sê, die inhoud, die middelste gedeelte, dit tel gewoonlik daarom jou 40 punte, of jou 45 punte, afhangende wat die inleiding en slot dan tel. So kan ons aanbeweeg na vraag 8 toe dan. Ja, ek wil ook net sê, voor ons nou by vraag 8 kom, die leerders moet onthou, as sê nou maar die middelste gedeelte, die inhoudgedeelte moet 40 punte tel, en daar is 5 opskrifies, 5 hoofies, wat jy nou iets van onder kan skryf, moet jy van al 5 iets skryf. Die leerders doen partykeer die moeite en leer hulle net 2 opskrifies of 3, en hulle skryf verskriklik baie feite onder dit, en dan los hulle eintlik die ander 2 opskrifies uit, en gewoonlik werk dit so dat ons wil al die opskrifies hê met 'n maksimum van 3 feite of 4 feite onder elke hoofie. So kom ons kyk na vraag 8, dit is ook 40 minute en 50 punte, en daar is die vraag, bespreek 5 redes vir markmislukkings en beskryf kortliks die Suid-Afrikaanse regering se poging om inkomeverdeling te verbeter. So bespreek die 5 redes vir markmislukkings en beskryf kortliks die Suid-Afrikaanse regering se poging om inkomeverdeling te verbeter. Nou Kobus, as mens nou na hierdie vraag kyk, dan is dit nou 'n opstel tipe vraag, en dan begin jy met 'n inleiding wat jy nou moet sê, wat is 'n markmislukking? Soos 'n omskrywingkie of 'n definisie vir 3 punte. En dan die inhoud, moet jy nou die redes gee hoekom daar markmislukking is. Maar daar's nou verskillende opskrifte. Jy het byvoorbeeld 7, 8 opskrifte, en nou sal hulle vir jou op die memorandum baie keer aandui dat 'n maksimum van 6 punte onder elke opskrif word gegee. Dit beteken, jy kan nou nie net 4 opskrifte vat en 7, 8 feite onder elkeen skryf nie. Nou moet jy dit spasieer en met al jou opskrifte hê, en jy moet net 'n paar feite onder elkeen hê. En hier is dit ook lekker as 'n leerder byvoorbeeld 'n praktiese voorbeeld kan bysit, wat ons al vroeër van gepraat het. As jy byvoorbeeld sê, daar moet sosiale voordele wees vir een of ander situasie, dan moet jy byvoorbeeld kan sê, skoon water lei tot minder siektes of gesonder werksomgewing ensovoorts. Dan is dit makliker vir die nasieners, hulle weet dadelik wat jy bedoel.
So mense kan maar puntsgewys ook antwoord as jy byvoorbeeld nou min tyd het, dat jy miskien net die feite neersit dan. Ja, jy skryf maar puntsgewys. Jy skryf die opskrifie en dan skryf jy puntsgewys, maar dit moet in vol netjiese sinne wees as jy verstaan wat ek bedoel. Die kinders maak partykeer 'n fout en skryf net sulke woorde, komma, woord en dan raak dit moeilik. Dit moet 'n vol sin wees. Susan, ek het hierso nou 'n vraag. By soos hulle sê nou hierdie is nie 'n opstel antwoord nie. Kan ek dan, soos jy sê, puntsgewys skryf en by memorandum ook? Hulle het nie regtig gesê dis 'n opstel vraag nie. Kan ek puntsgewys skryf totdat hulle vir my vra om 'n opstel te skryf of moet ek? Ja, nee, 'n punt hierso opstel hierso sou hulle byvoorbeeld as ek nou lekker onthou van die memorandum is dan gee hulle jy kan die opskrifie sê eksternaliteite. Okay. En dan kan jy byvoorbeeld sinne ondersit met kolletjies mee begin of streepies mee begin. Jy weet waarvan puntsgewys. So dis nie nodig om dan te sê eksternaliteite onderstreep dit, skryf 'n en dan paragraaf. ja nee, maar wat belangrik hier is, dis hoekom dit moet sinne wees. Ek dink dis waar die fout kom met die leerders dink jy kan net sulke frases of woorde skryf, maar dit moet darem 'n sin wees, 'n goeie Afrikaanse sin. Okay. En die sin moet sin maak seker. Die sin en dis waar ook die probleem met herhaling. Ons praat mos nou van gorrel. Ons het ook al daarvan gepraat. Jy weet jy moet daarom nou nie dieselfde feit 3 keer op verskillende maniere stel nie. Dan raak dit losserig of ons praat van dis 'n wollerige antwoord. So jy moet hom daarom mooi struktureer. Vraag 9 dan, kan ons aanbeweeg na vraag 9 toe. Ja, ons kan gou kyk na vraag 9. So vraag 9 is ook dan 50 punte vir 40 minute. Bespreek en assesseer die ekonomiese aanwysers soos hieronder uiteengesit in terme van die stand van die Suid-Afrikaanse ekonomie. En dan is daar nou 'n blokkie met ekonomiese aanwysers vir Suid-Afrika vir 2008 en 2009. Ja, dit was nogals 'n interessante vraag want die hoofstukke wat in die werk voorkom, ekonomiese aanwysers, werk jy eintlik deur die hele jaar met die verskillende ekonomiese aanwysers. Soos as jy nou daar gaan kyk, daar staan van die repo koers en daar's van die Gini koëffisiënt en dis goed wat jy vroeër in die jaar terwyl jy met dit werk, het jy daarmee gewerk, maar toe vra hulle dit nou as 'n lang vraag en ek dink dit was eintlik 'n baie maklike lang vraag want jy moes gesê het die definisie byvoorbeeld gegee het van die aanwyser wat hulle vir jou gegee het en jy moet 'n bietjie verduidelik het en wat dit vir jou beteken in die ekonomie. En ja, dit is eintlik maklik geweest, maar ek dink tog leerders wat nou nie deurlopend van dit bewus is nie, het nogals moeilik geskryf dalk. So wat is moeilik daaromtrent dan? Ek dink hulle weet nie presies waar jy dit gebruik nie. Soos byvoorbeeld as jy nou die repo koers. Nou die repo koers is mos nou die uitleenkoers wat die Reserwebank aan die banke gee. Maar as 'n leerder nie weet wat is repo koers en waar word dit gebruik nie, dan gaan hy mos nou nie kan 'n hele paragraaf skryf wat is die repo koers en hoekom is dit 'n belangrike ekonomiese aanwyser nie. So mens moet ook maar jou basiese kennis hier by die langvrae gebruik en tentoonstel. Kobus, weet jy, ek dink die groot ding in ekonomie is jy moet jou werk ken. Dis eintlik die begin en die einde. Jy moet jou teorie ken, jy moet jou feite ken, want leerders het 'n probleem partykeer, hulle wil nie die teorie leer nie, maar hulle wil deur ou vraestelle gaan en dan wil hulle net kyk of hulle die vrae kan antwoord. Ons gaan nou 'n bietjie later weer daarna kyk. Die belangrikste ding is ken eers jou feite, want jy gaan die goed op verskillende plekke in die vraestel raakloop en dan kan jy dit hanteer. Nou jy luister na Hersiening 2011, ons behandel ekonomie, maar hier is eers 'n bietjie musiek. Dis Connie de Villiers saam met die Heuwels Fantasties. Die mense wat mekaar ontmoet, deur die noodlot so beslis. Ek was al van tevore hier waar ons bevind, waar my ewig durend trouw beloof, maar is later onbemind. Maar ek kyk my soos die maan, die getuis so eb en vloed, jy laat my toch weer glo, en jy gee my toch weer
Dit is Koenie de Villiers daar saam met die Heuwels Fantasties en is van Koenie se nuwe album Hart van Glas. Jy luister na Hersiening 2011 en ons behandel ekonomie saam met my hier Kobus Burger. My gaste aan Kaapstad is Susan Maree, Erin in Johannesburg, Roan Oosthuizen en Chrisanda Schneider. Ons het so 'n bietjie voor die musiek gekyk na November 2010 se vraestel en ons het spesifiek nou deur die lang vraag gewerk, vraag 9 wat gekyk het na die ekonomiese aanwysers. So wat sê julle Chrisanda en Roan? Gaan dit vir julle 'n moeilike of 'n maklike vraag wees? Ek dink persoonlik hierdie is 'n maklike vraag aangesien hulle vir jou klaar in die vraag die aanwysers gee. So en soos wat Susan gesê het, baie van hierdie goed is algemene kennis. Jy weet in hierdie tyd nou wat is die repo koers en verbruikersprysindeks. So selfs al het jy nie hierdie eenheid as 'n lang vraag gaan leer nie, jy sal jou punte kan kry deur op algemene kennis staat te maak. Ja, jy sou hulle vir jou die aanwysers gee, kan jy die kennis wat soos Christina gesê het wat jy nou alreeds opgebou het per elkeen toepas en jy kan elke aanwyser sien as 'n kort vraag van 10 punte en 5 kort vrae doen. As mens so sou wou sien. Ja, dis baie slim wat Roan daar gesê het, want die leerders dink altyd, jy moet 'n 50 punt lang vraag na mekaar leer. Hy het nou baie mooi gesê, dit kan 5 vrae van 10 punte wees wat jy net na mekaar skryf. So dis maar weer eens wat jy nou voor die tyd gesê het, Susan, dis maar die toepassing van hy feite, maar as jy nie die feite het nie, gaan jy sukkel om dit toe te pas dan. Ja, jy moet leer. Dit is, hulle sê nou al, dis algemene kennis, dit doen my hart so goed om dit te hoor, want dit is maar goed wat jy deur die jaar maar leer, en dis wat jy nou net moet na mekaar neerskryf. So kom ons kyk dan na vraag 10, dis nou die heel laaste ene daar, dis ook 50 punte, 40 minute, en dis dan 'n spotprent. Dit sê nou nie waar dit kom nie, maar dit lyk my dit verwys dan na die 2010 Wêreldbeker sokkertoernooi. En dis 'n man met 'n visstokkie en hy het so Suid-Afrika op sy hempie en dan 'n groot vis wat daar op die kaai lê wat hy lyk het my gevang het. En dan die vraag is, bespreek die positiewe invloed van toerisme en beklemtoon die bydrae van die 2010 Wêreldbeker sokkertoernooi op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ja, ek dink nou natuurlik sal ons mos nou nie weer so 'n vraag kry nie, want die sokker is darm nou verby, maar toerisme het ons verlede keer gesien dat dit 'n groot wêreldwye impak het op verskillende wêreldekonomieë. So toerisme is altyd belangrik. Maar ek wil my verstout om te dink, ek dink darm nou nie ons sal weer 'n 50 punt 'n vraag oor toerisme kry nie, maar dat jy hom gaan kry in afdeling B is definitief so. So jy kan jou maar regmaak, wat is dan die positiewe bydrae van toerisme? Nou kan jy dit miskien as 'n 16 punt vraag kry of as 'n 8 of as 'n 10 punt vraag. So dit gaan dalk nie die sokkertoernooi wees nie, maar iets rondom toerisme. Ja, kan jy kry, miskien nie nou in afdeling C nie, ek dink miskien nou net weer in afdeling B, maar toerisme is 'n baie belangrike aspek van die ekonomie en ek dink daarom gaan hulle hom nog vra weer. Ekskuus Susan, ek is nou by die lang vraag, nê? Hulle vra nou of dat jy baie moet toepas op die Wêreldbeker. Dit sal nou nie weer gebeur nie, maar kom ons sê jy's nou weer sê maar 'n spotprent wat hulle die spot dryf met iets wat nou onlangs in die nuus gebeur het. Hoeveel gewig moet jy dra by die toepassing van die spotprent en hoeveel feite? Want byvoorbeeld kom ons sê met hierdie sokker Wêreldbeker ding, kan ek 'n 100 punt lang vraag skryf oor die Wêreldbeker, nie eers te doen met die toerisme nie, maar dan skryf ek 100 punte byvoorbeeld oor Wêreldbeker en niks oor toerisme nie. Nee, dis wat baie belangrik is. Jy sal moet die voordele van toerisme, dit gaan die swaarste komponent wees. Okay. So sê nou maar daar is nou 6, 7 goed of 8 goed wat jy mos hoofies wat jy het, dan en onder elke hoofie moet daar net maar sê maar 3 geskryf word, is 2 feite en die derde ene sal dan nou maar 'n toepassing wees. Okay. Maar jy kan nie 3 goed skryf toepassing en eintlik nie een feit wat gaan oor die voordele van toerisme nie. Okay, baie dankie. So dis soms eintlik nie nodig om te veel aandag te lê op die spotprent of wat ook al nie. Nee, as ek nou dink na die vorige lang vraag om nou net so vinnig terug te gaan na vraag 8 toe ek weet ons het hom nou al behandel, dan sal hulle ook byvoorbeeld sê bespreek 5 redes vir markmislukkings en dan verwys kortliks na die Suid-Afrikaanse regering se poging om die inkomeverdeling te verbeter. Daai poging is mos nou amper soos die praktiese verwysing. Okay. Hy tel maar 10 punte, waar die res 40 of 30 punte tel. So dis gewoonlik nie, dis maar 'n kleiner deeltjie. Maak dit vir jou sin. Te doen, baie dankie.
So Susan, moet 'n mens dan die spotprent interpreteer of iets daaroor sê? As hulle nou so sê, trek hom deur met praktiese voorbeelde, dan moet jy darm verwys daarna. Verstaan? So jy kan nie nou hier in die lig net oor toerisme praat want hulle het spesifiek vir jou dan die sokker gewys. En dan moet jy darm, dis wat Roan nou gevra het, hoeveel moet jy verwys, maar dan moet jy maar so 'n feit by elke hoofie half daarna verwys. Kan mens nie net dalk in jou slot net verwys na die Wêreldbeker en sê al hierdie bogenoemde of gevolge van toerisme of voordele van toerisme het bygedra tot 'n suksesvolle Wêreldbeker en of Ja, dan as jy hom so wil doen, dan gaan jou slot nou net 2 sinnetjies wees nie, verstaan? So dan moet jou slot nou soort van voor 'n slot wees. Want jou laaste slot is dan 'n sinnetjie van 2 punte, maar dan voor dit kan jy dan die bydra tot Suid-Afrikaanse ekonomie kan jy spesifiek dan verwys na die sokker. Jy kan dit 100% so doen. Hulle merk hom dan nou maar net dat die bydra nie by elke deeltjie is nie. Okay, nee, dankie. En Susan, ons het al baie oor gepraat, maar mens kan dan ook 'n bietjie van die dinge wat jy nou in die koerante gelees het of op radio of op TV gehoor het, kan jy van daai inligting ook hierby werk. So jou eie kennis of jou eie feite wat jy deur leeswerk opgedoen het, kan jy aanwend. Ja, ek het verlede week het ek met iemand gepraat wat 'n senior nasiener hier by ons in die Kaap, in die Wes-Kaap is en ek het vir hom weer pertinent gevra en hy sê veral soos by toepassing en waar jy jou mening moet gee, kyk hulle regtig mooi na die leerders se voorbeelde wat hulle gebruik, sinvolle voorbeelde. Hy sê dit maak dit vir hulle makliker as hulle nasien en jy gee die feite en jy kan dit nog verder toelig met 'n praktiese ding wat jy miskien gelees het of wat 'n ekonoom gesê het of wat 'n minister aangehaal het. So dis nie maar net boeke kennis nie, dis dan ook net algemene kennis van bietjie radio luister, bietjie koerant lees. Dis daai ekstra insig wat jy nou daai ekstra 2 of 4 punte gaan kry. So daarmee is ons nou deur hierdie hele vraestel. Het julle nog enige vrae, Roan en Chrisanda? Nee, wat? Ek dink ons is reg. Ja, dis min daar so. Maar nou gepraat van Minda, kom ons kyk nou net na 'n paar tegnieke of 'n paar wenke wat 'n mens dan kan aanwend as 'n mens nou die vraestel kry. Ek dink die eerste belangrike ding is om vroeg aan te kom by die eksamenlokaal. So 'n mens moet sorg dat jy betyds daar is en dat jy reg is om te begin. Ja, maar ons het mos vroeër ook al daarvan gepraat dat party leerders raak heel paniekerig as hulle aankom en almal vra en hulle raak bang, maar gewoonlik 'n inhoudsvak soos ekonomie is nie so erg soos 'n wiskunde of 'n syfer soos 'n rekeningkunde nie, maar dit maak dit net vir jou rustig en kalm as jy betyds daar aankom en jy kan rustig die ding nou jou handboek ingee as jy dit moet doen en jy kan daar wees wanneer jy nou moet instap. En dan moet 'n mens seker maak dat jy die regte vrae stel het. So as jy sit, moet jy 100% seker maak dis die regte vrae stel en dan die instruksies so lank begin lees. Ja, hulle kry leestyd en dit is gelukkig daarom baie formele eksamens skryf en daar's baie streng reëls. So dit is rustig in die lokaal en jy maak seker jou vraestel is die regte een wat jy moet skryf. En dan sit jy en jy kry jou leestyd en dis baie belangrik dat jy dit 100% moet gebruik. En dan het 'n mens nou tyd om nou deur te lees en byvoorbeeld sleutelwoorde te onderstreep. Susan, jy het ook al 'n paar keer daai punt gemaak. Byvoorbeeld 'n mens lees 'n vraag en dan konsentreer jy op die eerste deel van die vraag, maar die tweede deel het jy byvoorbeeld nou nie soveel aandag aan gegee nie, sodat 'n mens regtig die sleutelwoorde onderstreep en eintlik 'n paar notas maak van wat soek hulle hier of wat wil hulle regtig hier weet. Ja, en dis wanneer jy ook jou beste keuse maak. Ekonomie het 'n baie wye keuse en jy moenie net voor die voet dink ek gaan vraag 2, 3 en 4 beantwoord nie. Dalk is vraag 5 vir jou 'n beter vraag, maar jy sal deur die vraag moet lees om te kyk, kan ek al die vrae wat die dele van vraag 5 ordentlik beantwoord. En dis wanneer jy maar met 'n potlood moet sit en onderstreep die kern goed laat dit vir jou kan uitstaan wat wil hulle eintlik in die vraag hê. En dan as 'n mens byvoorbeeld nou kyk na die lang vraag, kan 'n mens dan seker 'n bietjie notas maak by elke vraag. Byvoorbeeld as jy dan reeds 'n paar idees het vir daai lang vraag, kan jy dit puntsgewys neerskryf. Dat as jy by daai vraag uitkom, het jy al klaar 'n paar gedagtes neergesit.
Ek vermoed die leerders moet my gou help. Ek is nie 100% seker nie, maar ek dink as jy leestyd mag jy nie skryf nie. Ja, nee, jy mag geen potlood of niks. Jy mag glad niks in jou hand hê nie. So jy moet nou hierdie vraag lees, hierdie 4 lang vrae, maar jy moet nou hier in jou kop nou al begin notaatjies maak van watter 1 of watter 2 van hierdie 4 vrae, en dan as hulle dan sê jy kan nou begin, dan kan jy jou potlood vat en vir jou sleutelwoorde skryf langs die tyd. So dis maar eintlik 'n paar notas wat 'n mens aan jou gedagtes dan maak Ja. aan die begin en soort van besluit wat is belangrik vir jou. Ek Ja. dink daai 10 minute is veral belangrik by 'n vak soos ekonomie waar daar soveel keuses is, want daai 10 minute help gewoonlik om te besef uit die 4 vrae is daar miskien 2 wat jy baie goed ken en die ander 2 nie so goed nie. So daai 10 minute help net gou om te besluit watter om te gaan doen, want dit vat nogals baie tyd partykeer. En is baie belangrik, en jy kan nie meer vrae doen nie, want jy gaan in die eerste plek nie tyd hê nie, en in die tweede plek gaan hulle net nasien die eerste aantal hoeveelheid vrae wat jy moet doen. So mens moet ook maar kalm bly in daai tyd as jy nou lees, want as jy dan begin skrik en stres en paniekerig raak, is dit nie goed vir jou nie. Ja, nee, maar dis maar soos al jou vrae stel, jy moet maar diep asemhaal en jy moet kalm bly, en dit is nie so erg nie, jy moet maar net konsentreer op die werk en dan moet jy maar van 'n punt af begin. En as jy dan nou iets sien wat jy nou dink, maar hierdie vraag sal ek nou glad nie kan beantwoord nie. En dan mense kop kan seker allerhande nagmerries of skrikwekkende stories vir jou vertel. Hoe hanteer 'n mens dit dan? Ek dink jy moet dan moet jy maar gaan kyk na die volgende vraag en kyk of jy nie meer van dit kan beantwoord nie. En dan gelukkig jy het 'n keuse wat eintlik wonderlik is, want 'n vak soos rekeningkunde het byvoorbeeld nie keuses nie. Jy moet alles doen wat op die vraestel is. Maar hier het jy regtig, dit is eintlik baie voordelig. Jy het 'n keuse. So as hierdie vraag nou vir jou so is dat jy 75% van die vraag nie kan beantwoord nie, dan los jy hom, want dan gaan daar definitief 'n vraag wees wat jy meer kan doen as van hierdie een. En dan as 'n mens nou klaar is, het jy ook 'n bietjie tyd nodig vir hersien en om 'n paar korreksies te maak, dat jy net weer deurlees en kyk jy's tevrede met wat jy geskryf het. Dit hang natuurlik ook nou af. Daar's nou baie leerders wat sê hulle kry nie klaar met ekonomie nie, maar ek dink die groot fout wat hulle daar maak, hulle skryf te veel. Ons het al in 'n vorige program met Roan gevra, as dit 'n 16-punt vraag is, hoeveel moet mens nou skryf vir 16 punte? Dit help nie jy skryf 3 bladsye vir 16 punte nie, want dan het jy nou eintlik 'n 50-punt lang vraag beantwoord. So wat baie belangrik daar is dat jy moet kyk, is dit nou 'n 4-punt vraag, dan weet jy dis omtrent 2 feite en 'n derde feit vir ingeval een van jou ander feite nie reg is nie. Want hoe meer jy skryf, gaan jy nie klaar kry nie, dan het jy nie tyd om hersiening te doen nie, of om terug te gaan om te kyk, kan ek nog iets bydoen of kan ek iets verander? En dan die ander wenk is om tot die einde te bly, nie as jy klaar is vinnig uit te hardloop nie, maar eintlik dan daai oorige tyd eintlik te gebruik om net weer seker te maak jy is gelukkig met alles wat jy geskryf het. Ja, ek weet nie, die leerders kan my nou daai help. Jy het mos nou die 2 scenario's daar. Die een ou staan op as sy beste pel opstaan en dink hy het nou ook nog maar genoeg geskryf. En die ander ou, dis so erg vraestel dat hy besluit dis nou nie die moeite werd om verder te sukkel nie, hy gaan nou maar ingee. Maar dit is regtig nie 'n goeie opsie nie. Ek dink 'n mens moet maar probeer. Jy weet nooit dit wat jy dalk nog skryf of dit vir jou 2 of 4 of 6 of 10 punte kan beteken nie. En ek dink niemand wil graag nie punte hê nie. Almal wil dalk graag nou punte hê vir hierdie eksamen. Gelukkig, ek dink met die nuwe eksamen reëls wat uitgekom het hulle gesê daar mag geen mense die lokaal verlaat in die laaste halfuur nie. So die laaste halfuur het ons gewoonlik bietjie paniek en so voort dat daar niemand jou steur nie, dat almal dan is darm rustig. Dan is dit darm rustig in die lokaal, want anders sou elke 5 minute iemand opstaan en loop. Ja, en ek dink julle mag mos ook nie voor die eerste uur loop nie. Ja, die eerste uur en die laaste halfuur, dit mag mens nie loop nie. So dan sal 'n bietjie in die begin om rustig te raak aan die einde om of af te koel of net laaste te kan klaar kry. Ja, maar Kobus, soos jy gesê het, die leerders moet asseblief teruggaan, want ek het mos al gesê in die vorige programme ook, daar's party van hierdie vrae wat regtig eenvoudig is, al weet jy niks, jy ontleed net die woorde en jy begin skryf van elke woord iets, en jy weet nooit of dit vir jou gaan punte beteken nie. Ja, ek dink is 'n belangrike beginsel, want ons het dit ook al 'n paar keer gesien, ons lees daai vraag vinnig en ek dink dan is die antwoord ook vinnig, maar ek dink as jy teruggaan en net weer die vraag lees, besef jy maar jy het eintlik die vraag verkeerd verstaan. En as 'n mens miskien aan die einde nou rustiger is en jy het klaar geskryf en jy lees weer die vraagstel deur, kan jy dalk 1 of 2 van daai foute optel.
Ja, en dis ook belangrik, die leerders skryf mos in boeke. So, ek sê altyd vir my leerders, hulle moet nie, sê nou maar jy's nou klaar met vraag 4.2, dan los jy vir jou so 2 of 3 reëls oop voordat jy by die volgende vraag begin, dat as jy nou terugkom en jy wil dalk nog 'n feit inskryf, dat daar vir jou plek is. Want jy nou jou vraag klaar gemaak het en jy skryf op die volgende lyntjie, sê nou maar 4.3, dan en jy wil nou iets, dan moet jy dit nog gaan indruk en dan raak dit nou 'n bietjie moeilik met die spasie daar. En dalk skryf jy ook nie so mooi as jy dit dan nou indruk nie. Ja, so los maar, spasieer, jy het 'n hele boek en jy kan nog 'n boek vra as jy wil. Ek bedoel, jy het genoeg plek. Moenie dit indruk en laat jy later nie plek het as jy dalk iets wil gaan bysit nie. Hersiening 2011. RSG. Dis die een. En jy luister na Hersiening 2011 hier saam met my Kobus Burger op RSG 100 tot 104 FM en ons behandel ekonomie. Hier is Joav met We Are All Dancing. Is a convenience store full of dreams and all the sweet things I adore. But once I'm in, so hard to find my way back out again. My body is shaking to the core when I feel like I'm taking anymore. I close my eyes, I hear her say we all are dancing anyway. We all are dancing anyway. We all are dancing anyway. My heart is a bursting mushroom bomb. Let it burn and everything will come undone and melt away. When she finds me, everything will be okay. We all are dancing anyway. We all are dancing anyway. We all are dancing anyway. Starting to believe, starting to remember, starting to remember. We all are dancing anyway. En is die Peter Lutz mix van We All Are Dancing van Joav van sy album A Foolproof Escape Plan, en hy toer natuurlik op die oomblik saam met Tori Amos deur Suid-Afrika. Jy luister na Hersiening 2011 ekonomie en dis amper die einde van ons program, ons heel laaste program, want oormôre skryf julle daardie ekonomie vraestel. So Roan en Chrisana, enige laaste wenke wat julle miskien het wat vir julle goed werk in die eksamen tot dusver? As jy 'n vraestel kry, as jy nou die dag gaan skryf, wat ek persoonlik doen, as ek sien daar's 'n vraag wat ek nie weet nie, dan ek skiep dit en ek los dit vir laaste, sodat ek myself nie onnodig uitstres daaroor nie, en ek doen dit wat ek kan doen, en ek maak seker ek kry daar my punte, en dan as al tyd oor is, dan gaan ek terug na dit wat ek nie kon doen nie. Ek glo ook dat jy as jy skryf, jy wil die merker beïndruk. So
hou jou werk netjies en soos dan gesê het, los spasie oop en goed, maar probeer jou werk netjies hou en soos ek gesê het, beïndruk die merker deur hoe netjies jy werk, want dan is hulle outomaties positief teenoor jou vraestel in plaas van 'n klomp gekrappery en tippies merke wat in elk geval mens nie mag gebruik nie en goed soos dit. Maar dan die ander ding is natuurlik nou die stresvlakke. I mean, ek het Ja. As ek net kyk na julle gesigte, dit lyk asof julle koppe al swaar is van al die inligting. So hoe ontspan julle? Wat doen julle wat lekker is net om bietjie van die stres en die eksamen angs ontslae te raak? Ek glo mens moet maar bietjie uitkom saam vriende en goed. Dit was nogals lekker. Selfs ons wiskundeonderwyser het gesê, as jy byvoorbeeld 3 dae 'n breek het, gaan miskien die eerste middag en gaan drink 'n koffie of kom bietjie uit die huis uit, want mens moet bietjie wegkom van die boeke af en vars lug kry Ja, en doen net enigiets wat jou kop van ekonomie of van wiskunde gaan afhou. En wat nogals moeilik is nou, want jy weet dit raak nou al, ek wil amper sê aan die einde van die eksamen, en alhoewel dit nou nog nie die einde is nie, daar is nou nog vakke, maar mense het nou al 'n hele klomp vakke geskryf en jy's nou ook al moeg vir eksamen skryf. So dis belangrik dat jy bietjie meer wegbreek, dan kom jy daar meer met ywer terug en jy het weer moed om die laaste vakke nou aan te pak. En dis hoekom ek daai liedjie van We All Are Dancing gespeel het. As 'n mens net 'n bietjie daar in jou kamer lekker harde musiek opsit en vir 3 minute of 5 minute dans, dat 'n mens ook iets fisies doen, want ek dink as 'n mens so lank net op een plek stil sit en jou liggaam kry nie oefening nie. En mense moet baie pas op om 5 ure te wil leer en te dink jy het nou 5 ure geleer en baie tyd ingesit, want partykeer is dit baie beter om maybe 45 minute te leer en 15 minute breek te vat, dat jou brein ook net alweer herstel en dat jy reg is vir die ding. Sodat jy amper vir 'n uur leer, maar dan iets daarna doen. Ja. En ek dink baie mense is geneig om maar die selfoon dan aan te sit Ja. en daarop te speel, maar dit 'n mens iets doen, opstaan, gaan swem, uit die huis uit gaan of rondom die blok hardloop, net iets doen om weg te kom. Ja, jy moet 'n doelbewuste breek maak, want baie breek, maar hulle is nou maar nog daar in die kamer of voor die lesenaar. Jy moet letterlik opstaan en pad gee dat jy 'n skoon breek het vir 'n rukkie. En ons weet ook mos nou dat die brein het vars lug nodig, so dit is goed om 'n bietjie uit te kom eintlik. En selfs 'n goeie asemhalingsoefening is baie goed vir ontspanning. Ja, ek glo dat mens soos gelukkig ek en my vriende ons almal doen ons neem saam deel aan ons speel hokkie as 'n sosiale sport en daar's nou toevallig 'n liga wat ek sou dit ontwerp net vir eksamen, want dis in die eksamentyd. En dan een keer 'n week dan gaan speel ons 'n hokkiewedstryd. Ons oefen nie of niks nie, maar net daai bietjie uitkom en dan gaan speel, maak mens bietjie meer ontspanne. En vind jy dit help as jy dan terugkom by die boeke, dan kan jy lekker fokus? Ek het al self die aand voor my eerste wiskunde vraestel gaan speel, want ek het gevoel ek is rustig met die leerwerk en ek moes my kop skoon of nie skoon kry nie, maar bietjie wegkry van die boeke en ek het toe meer ontspanne gevoel na die tyd. En die vraestel het ook dan beter. Ja, want mens oor jy moeg is, dan slaap jy lekkerder en jy staan jou kop is nie besig met die wiskunde somme nie, dan slaap jy lekkerder in die volgende oggend as jy reg. Fantasties. Maar mense moet nou onthou, daar's nou party leerders wat miskien nou regtig op hulle senuwees is, want daar's nou baie min tyd en hulle het nou nie deur al die werk gekom nie. So dan moet ons ook maar net nou vir hulle sê, raak rustig en kyk wat wil jy leer. As jy nou jy het nou nog die helfte van die handboek oor, dan moet jy nou maar begin kies om te kyk. Vat net die goed wat jy dink jy gaan nou leer en dan leer jy dit ten minste goed. En maak slim keuses dan. Maak dan slim keuses, want as jy nou te min tyd het en jy weet is nou oor 'n dag en 'n half wat jy nou moet skryf, dan moet jy nou maar keuses maak. Ja, moet leer eerder een stuk van die werk baie goed en maak seker as hulle dit vra, gaan jy 100% kry as wat jy alles so half deurlees en 30% van die werk dan uiteindelik ken. Ja, ek dink dis nou belangrik, ja. As wat jy net bolangs met ander woorde daardeur werk. Ja, want tyd is nou 'n probleem. Jy weet, ons het nou min tyd oor as jy nou nie lank al begin het nie en jy het al miskien, maar jy kon nou nie deur jou werk kom nie, dan moet jy nou jou keuse maak. En vat dit rustig en sistematies, in plaas van wat jy jouself nou in 'n hoekie gaan sit en so bang raak dat jy eintlik dan niks uitrig nie, want jy sit en bekommer jou net daaroor, in plaas van dat jy nou gaan sit en iets doen terwyl jy nog 'n bietjie tyd het om iets te doen. Ja, en soos ek sê, daar's gelukkig keuses en dit maak dit regtig beter. So jy gaan 'n vraag of jy gaan jou 2 of 3 vrae kry wat jy kan beantwoord. Miskien nou nie 100% kan beantwoord nie, maar dit maak nie saak nie, jy doen dit na jou vermoë.
So enige laaste opmerkings van julle, Roan en Krusanda, voordat ons groet, voordat julle daai groot vraestel vir ekonomie moet gaan skryf? Seker maar net sê sterkte aan almal, want dis die laaste een is die grootte en dan Ja, sit nou maar hierdie laaste paar ure en voor jou boeke en leer maar net baie hard. Dis al wat jy gaan deurbring. ja. Susan, baie dankie vir die lekker saamgesels. Ek dink as ek ook namens Roan en Carmen en Wikus en Krusanda kan praat, jy het ongelooflik baie wenke en hulp verskaf die afgelope paar weke. So baie dankie vir jou toewyding en jou passie vir ekonomie en dat jy ons so gehelp het om deur hierdie proses die afgelope paar weke te werk. Dis 'n plesier, Kobus, en ek wil net vir die leerders sê, dis 'n wonderlike vak hierdie en ek sê mos altyd dis die vak wat jou slimmer maak en byt maar net vas. Dis nou min tyd, maar julle gaan bly wees. Vir al die ouens wat universiteit toe gaan en BCom wil gaan studeer, jy gaan volgende jaar bly wees, jy darm hierdie vak gevat al was dit 'n bietjie moeite op skool. En onthou daar's ook 'n lekker vakansie wat daarom voor lê. So mense het daarom iets mense het iets om na uit te sien, hè? Ja. Ja, dis die lekkerste vakansie mos amper van 'n ou se lewe, so ja, geniet dit. Maar onthou as jy eers begin werk, onthou dan is daar nie 3 of 4 of 6 weke vakansies nie. So Ja nee, ons sal seker maak ons kry nou al die kuier in. julle moet dit geniet. So Roan en Krusanda, baie dankie en baie sterkte met daai vraestel en baie dankie aan al die luisteraars wat hier by Hersiening 2011 saam met ons gekuier het. Sterkte. Haal maar diep asem en probeer soveel as moontlik ontspan voor jy daai vraestel gaan skryf. Baie dankie. Baie dankie. En onthou ook as jy die programme of die vorige programme misgeloop het en jy dalk nog 'n tydjie om te luister, gaan wel na www.rsg.co.za. Al die vorige programme is as potgoeie beskikbaar. So jy kan dit aanlyn luister of jy kan dit aflaai. So as jy tyd het en jy wil nog 'n paar wenke vir oulaas gaan luister, gaan na www.rsg.co.za. So julle Roan, Krusanda en Susan, baie dankie en dankie vir die heerlike kuier die afgelope paar weke. Dankie Kobus en lekker aand vir julle verder. Baie dankie. En onthou ook dan om môre aand om 8:00 in te skakel wanneer hy die Miller lewenswetenskappe behandel. So Hersiening 2011 hier op RSG 100 tot 104 FM môre aand 8:00 tot 8:30 vir lewenswetenskappe. En dit was dan ons laaste Hersiening 2011 met ekonomie, my Kobus Burger. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en sterkte met die eksamen. Hersiening 2011 RSG. Dis die een.